Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai net vir my weer verjaardag, toe hoor ek dit mense sê. Soms hoor ek maar net, ek almal nie. Dis die 11de Maart en hierdie is Take 2. Alweer. Gelukkig like ek het om met jou te praat, Matthys. Gelukkig like jy dit, Colleen. Gelukkig actually is ons vir onsself dan nogal fucking oulik en funny. As ons nie opneem nie. So, ja. Ek weet nie of jy die vorige jokes gaan krak net, maar nou weer dink aan daai Take 2's of kom ons koop 'n kar. Okay, julle, kom ons doen dit weer. Ja, maar wees so snaaks. Selfde energie. Ja. Colleen, vertel weer daai joke. Ja. Anyway. Ja, dit wat die lang lens koppieskote, dit het my gebreek. Daai was my eintlik erger as doen daai vir my weer met dieselfde energie. Dit was vir my makliker geweest. Maar 'n lang lens koppieskoot met my dood, dit was my dood geweest. Ja. Nou, hele experience het my net gekeur van ooit weer enigiets op TV wil doen. Ja, vir mense wat, ek was lank aan die agterkant van TV geweest, mense dink is Moose Glamours. Dit is eintlik nie Moose Glamours nie. Dit is eintlik glad nie glamorous nie. Behalwe as jy 'n prima donna is, dan maak jy dit vir jouself glamorous. Maar anyways, dit is die 11de Maart en ons is terug hier in die kletskantoor. En Colleen wyp heerlik voort. Beide takke. In Pretoria en in Johannesburg. Colleen wyp heerlik voort. Sy Matthys, moet nie dit so aanman nie. Ek gaan, môre is dit klaar. Okay. Ja, Beloof jou, môre is dit klaar. No judgment. Ek meen, ek kan geen judgment gee oor iemand wat rook of wyp nie. Ons almal het ons vices in moments. Ja, ek punish myself maar net so 'n bietjie, weet, it's been almost a year that I've been free of nicotine en nou hierdie kak, maar nou ja. Dis maar so daarmee, ja. So gaan 'n mens deur jou dinge. Ja, so gaan 'n mens deur jou dinge. En as jy dit voorheen kon gedoen het, kan jy dit weer doen. Ja, okay, maar because that can go both ways. As jy voorheen opgehou het, kan jy dit weer doen. As jy voorheen gerook het, kan jy dit weer doen. Exactly, ja. So jy besluit wat jy daarmee gaan doen. Jy besluit wat jy nou. Kyk, ek en jy het vir hoe lank? Ons het vir omtrent 4 jaar saam opgehou, as ek dit nie mis het nie. Ons is 'n paar maande uit mekaar uit. Het ons albei een of ander verduif of lig gesien en ons is toe op 'n Ellen Carr kursus op 'n Sondag. Ek dink dit was nog by by die Irene Country Club. Ja. Een van die kamer gooi hulle daar vir jou in, sit vir jou vir 'n hele dag daar en vertel vir jou hoe kak jy is en hoe kak dit vir jou longe is en dan doen jy die seremoniële ding waar jy aan die einde van die dag jou spakkie sigarette en jou lighter in so 'n tas gooi en dan is jy nou verlos van hierdie wreedheid, hierdie aardse ding wat jou so vashou. Maar dit het gewerk. Weet jy, Matthys, ek wil eintlik net op 'n plek in my lewe kom en ek dink ek is dalk nou daar. Ek kan amper met sekerheid sê ek is dalk nou daar. Waar mense op 'n stadium in jou lewe gewonder het, shit, drink ek dalk te veel? Het ek 'n probleem, moet ek ophou? Maar ek weet as ek môre nou nie iets kan drink nie, gaan ek fine wees. En ek dink dieselfde met rook. Jy gaan 'n klein bietjie edgy wees, maar jy gaan fine. Ek gaan nog 'n bietjie edgy wees, maar ja, ek gaan fine wees. Maar as ek nou môre nou die vibe ook nou met weggooi, want dit is maar disposable en dis kakdier, kan ek dit vir julle sê, hierdie disposable dummies. Dan I would be able to give it up. Ek dink dit gaan so met verhoudings ook dalk, nê? As mens jonger was, dink bietjie mooi daaroor. As jy jonger was, of dit nou 'n vriendskap of 'n liefdesverhouding of selfs 'n professionele verhouding met die werk was, dit vat jou en daar lê nou 'n bietjie skade daar. Jy is so klein bietjie geskaar en vat dit jou so rukkie om oor dit te kom en jy ween 'n bietjie en jy praat daaroor. Ek weet nie, die laaste paar jaar is dit vir my baie maklik, hè? Wat sê Juanita Du Plessis? Block and blaze, baby. Block and blaze. Waar het jy dit nou gesien op die sosiale media? Ja, dis iets wat die Afrikaanse mense sê. Die Afrikaanse celebrities. Ja, soos Karlien van Jaarsveld en Juanita, hulle sê dit, block and blaze. Block and blaze. Okay, so block and blaze. Heerlike Afrikaanse musiek oomblik vanoggend gehad, kan ek dit met jou deel. In die verkeer, ek het in baie kak verkeer gesit op pad werk toe daar in Midrand. Was dit Rina Hugo of was dit Karika Kesenkamp?
Weet jy wat wou ek eintlik geluister het, nee? Ek wou eintlik geluister het, ek weet nie hoekom nie, maar opgekom, Steve Hofmeyr se Agter elke man. O ja. Nee? Ja. So ek keer ek lanklaas die en ek sê toe nou vir Siri speel vir my hierdie liedjie. En dan speel Apple Music mos maar vir jou soortgelyke songs daarna. Ja, ek kry uit vir jou automatic AI playlist. Ja, by Fok Matthys is ek daar deur 'n klomp Afrikaanse treffers daar in Alexandra Avenue, nee. 'n klomp Afrikaanse treffers. Dit was heerlik. Absoluut heerlik. Ja, gestamel nice om so 'n bietjie terug te kom na jou konservatiwiteit toe. So 'n bietjie Afrikaana te hoor, om so 'n bietjie na jou roots toe te gaan. Ja, go back to the roots. Ja, en so gaan 'n mens, ek dink hierdie lewe, ek dink aan 'n quote wat ek vroeër die week gelees het van, nou dis 'n praat so hoe vinniger ons oor dinge kom deesdae. Ja. Soos mens ouer word van Winston Churchill wat gesê het, if you're not liberal at 20, you have no heart. But if you're not conservative at 40, you have no brain. So maybe we're evolving. That is quite powerful. Ja, okay. Ek dink almal moet so klein bietjie in daai sit. Ek gaan so klein bietjie in hom sit. So maybe is ek net conservative. Ek is nie 'n ou knorrige oom van in sy 40s nie. Ja, Matthys, as jy so rondkyk, ek kyk vanoggend ook so nou eens in die verkeer in Midrand, nee. Kyk, ons Suid-Afrikaners is, ons is resilient mense. Ons maak 'n plan met enige ding en ek dink nou nogal aan hierdie week se klets wat ons nou praat met Adam Deploy, een van ons getroue luisteraars daar in Doha in Qatar, wat ons Sondag mee gesels het en net regtig 'n eyewitness account gekry het van wat eintlik aangaan in Doha en hoe dit vir hulle is om daar te lewe en te koes nou en dan en die vrese waarmee mens deel en hoe arm net daarmee deel, ek meen hy is 'n eister. Jy het nog gesê toe ons die onderhoud klaar gemaak het, toe sê hy, kyk, as die bomme nou hier ook moet val, sal ek saam met Adam in 'n huis wil wees, want hy is so kalm. Ja, daai tipiese pilot's temperament. Ek dink he's got everything under control. En as hy nie het nie, fake hy dit moerse goed. Ja, ek meen ons het Sondag met hom gepraat. Gisteroggend wat 'n Maandag was, is ek op die Instagram. Ja. En ek kry toe nou die notifications op al die Doha news sites wat ek nou op subscribe, om nou maar net iets te hoor van die oorlog, en daar is nou 'n alert uit dat almal in Doha moet terug na hulle huise toe en indoors. En 'n paar oomblikke later kyk ek Adam se story op Instagram en Adam speel golf. Hy's by golfbaan en dit was 'n taaf nag, so ek verdien 'n bietjie golf. Maar ja, ekskuus Matthys, I digress, maar om terug te kom na die resilience toe in die verkeer in Midrand. Ek weet nie of jy al gehoor het van Uber Moto nie. Nee, wat jy kry Uber Black en Uber XL en Uber Comfort en Parcel en Van. Ja. Jy kry nou Uber Moto. So dis wanneer een jou kom oplaai op so 'n delivery bike by jou huis en dan klim jy agter op die bike, hy het vir jou 'n helmet, ook jou helmet is so 'n covertjie, né? En dan vat hy jou nou waar jy wil gaan op hierdie, nou sit ek in hierdie verkeer, Matthys, nou kom hierdie Uber Motos hier tussen die karre deurgewemel met hierdie passasiers, maar dink ek, liewe Here, bra, jy is dedicated aan jou werk, dat jy 'n Uber Moto werk toe vat. En kan ek ry hulle soos 'n Checker 60 of 'n Miss Delivery of 'n Uber Deliveries biker, ry hulle so? Same. Ek reken as daai ou... Ek het so met anxiety. Ja, ek reken as daai sy passasier afgelaai het en ons nie nuwe passasier nie, dan het hy ergens agter 'n boks sy delivery, agter 'n bos, sy delivery box, wat hy net gaan haal wat hy weg het, dan cable tie hy hom daar vas aan die fiets en dan gaan doen hy 'n Checkers delivery of 'n Uber Eats. Ja, laai jy Kentucky af. Do what you can. Wel Colleen, as dinge aangaan soos wat aangaan, gaan ons nie dalk ook moet begin Uber Moto. Ek het begin van die week en oor die naweek het ek die spekulasies begin sien in die media en nuus en eintlik nie eers in die media nie, dit was net sommer oralste en mense daarvan gepraat dat die petrolpryse tussen 4 tot 8 rand kan duurder raak in April. En ek het dadelik gedink dis fake news. It's impossible. Dis 'n moerse sprong en dis nog 'n bietjie vroeg in die maand om al reeds volgende maand se petrolpryse vas te maak. Daar moet nog 'n paar dae loop.
En toe praat ek toe nou maandagmiddag met kennis in die park en die dame besit 'n paar gaswinkels en sy sê toe dat sy van haar supplier af 'n nota gekry het of 'n e-pos gekry het wat sê dat gas met, ek dink dit was iets soos R4 of R6, iets belagliks en parafin omtrent ook met R4 of R6 opgaan einde van die maand. So dit is die laaste dag wat jy nog jy het nog net 'n paar dae wat jy teen hierdie prys kan aankoop. En sy koop toe nou alles basies wat sy kan koop en kan stoor. En toe ek dit hoor, toe begin ek dink, maar maybe is hierdie R4 en R8 increase dalk baie meer waar en moontlik as wat ons dink. En toe het ek bietjie verder begin lees en die spekulasies is op die stadium so. Ek weet, so dan gaan ons Uber Mout hou. Dan is dit nou maar so. Jou kalmeerpille is goedkoper as 'n liter petrol. So dan jy kry pap vir jou 'n paar kalmeerpille en klim op 'n Uber Mout en well, true that. Vir die eerste keer gaan ons medikasie goedkoper wees as petrol. En kyk, is mos so tipies. Ek het mos die geneigtheid om altyd planne te maak en gewoonlik van die kakste tye en omstandighede. So ek het gedink ek en Sofia gaan vir so 2 weke roadtrip gaan hier einde April se kant. En dit gaan dan nou seker wees in die tyd wanneer petrol die duurste is in mense jeugenis in Suid-Afrika. Matthys, kom gaan koop ons nie 'n paar jerrycans. Nou. Ja. Soos om te spekuleer met petrol, nee? Ek wens mens kan so 'n prepaid kaart kry by die garage en dan kan ek nou gaan my prepaid kaart laai met die petrolpryse wat hy nou is. Ja. Dan gooi ek R5,000 op daai kaart. En dan of ons koop net 'n klomp jerrycans, ons gaan laai vir hulle vol. Jy moet net mooi ry. Jy moet net mooi ry dan. En dan het jy petrol vir jou trip. Ja, ons moet dit môre doen, bro. Ons moet môre doen. Yes, dan gaan ek ook dalk net 'n ander kar moet kry. Want ek dink nie my kar gaan so lekker werk met jerrycans nie, maar ons sal 'n plan maak. As op jou roofrack opsit, dan sit ons die jerrycans op die dak. Dis is iemand het een keer vir my gesê ook, hulle het nou net prepaid ingesit in hulle huis. En so hulle het ook dieselfde beginsel gehad, is op 'n stadium het hulle gehoor krag gaan opgaan, toe koop hulle soos R10,000 se krag. Want die krag is nou baie goedkoper. Dis wat die volgende maand gaan wees. En ek meen, dis waar, jy het daai eenhede vir so lank, en dan is dit nou maar wat dit is. Dan op 'n stadium gaan jy nou maar die duurder krag, die duurder petrol. My oupa het altyd gesê, petrol word nooit vir hom duurder nie. Want daai tyd het hy net R50 ingegooi. Hy moet net partykeer meer gereeld R50 ingooi. So vir ons gaan nou terug na jou oupa se date. Nooit duurder geword nie. So ja, dit is dit. Maar so gepraat van duurder petrol, en dit is natuurlik ook alles as gevolg van die oorlog wat uitgebreek het in die Midde-Ooste. En ons het Sondag wat nou verby is met Adam de Plooy gepraat, soos wat jy vroeër gesê het, een van ons luisteraars wat in Doha bly, en hy het vir ons 'n binneblik gegee van hoe voel dit om in die middel van die oorlog te sit. So kom ons hoor wat sê Adam. Ons gesels vandag met een van ons loyal luisteraars. Adam, jy hou ons altyd in check. As ek en Matthys is 'n week of so mis, dan kry ek 'n Instagram boodskap van Adam af om te sê, hallo, lewe julle, wat gaan aan? En Adam, vandag vra ons, lewe jy? Ek moet sê op jou Instagram, as ek dit ten minste op jou story een keer 'n dag sien dat jy ergens gaan hardloop het, dan weet ek dinge is nogal raai daar in Doha. En dis kom ons vandag met jou praat om te hoor hoe dinge daar met jou gaan. Hoe ver het jy gehardloop vandag, Adam? Ek was vanoggend so 2,5 kilos uit en toe ek nou heeltemal uit asem uit. So ek sal nou na hierdie call sal ek uit gaan vanaand. So nee, baie dankie julle dat julle my nou opbring vanaand. Ek volg julle al vir 'n rukkie en soos jy sê, Colleen, julle is my weeklikse Afrikaanse lesse, want ek sukkel verskriklik weer want my familie is glad nie Afrikaans en so. En dit is lekker om 'n bietjie Afrikaans te praat en te kan hoor wat julle aanvang by die huis en is alles wat julle saam met ons deel. So jy sê jou familie is nie Afrikaans nie, maar jy praat 'n ongelooflike mooi Afrikaans. Nee, ek is Kroonstad Afrikaans, ek is van diep by die Vrystaat uit. Vrystaat Afrikaans. Ja, maar ek is nou al van 1999 uit Suid-Afrika uit. Ek is getroud, my vrou is van Engeland af, sy is half Japanees, half Scottish, so
Oh wow. En nice mix, ja. En my seun is nou so 12 en hy verstaan so 'n bietjie Afrikaans, maar ek soms praat nie regtig baie Afrikaans by die huis. Ek nie baie geleenthede. Hy is nou die ultimate mix. Daar het jy nou die ultimate cocktail weet, nee. Hoorie so maar vertel gou vir my want ek het so 'n bietjie net geluister op 'n ander podcast wie jy was. Jy het eintlik jou loopbaan in die Midde-Ooste begin as 'n lewensredder. Vertel 'n bietjie vir ons hoe jy daar geland? Wel, ek weet nie of ken julle Kroonpark in Kroonstad nie. Ja. Kroonpark in die 90's was like, ek onthou nog daai jare het Kroonstad dorp van die jaar gewen, klein dorpie en ons was vakansieoord van die jaar gewees vele jare. En toe na skool, ek het in 97 het ek matriek klaar gemaak en toe wou die plan was om vloot toe te gaan. Maar ek het ongeluk gehad en ongelukkig my duim gebreek. Jy weet, so toe op 'n stadium toe ek so 'n bietjie in limbo, toe ek in 'n waan toe gaan ek 'n jaar wag voor ek die vloot gaan aansluit en jy weet, toe eendag toe sien ek bel 'n ou in Sun City om te sê hoor so ek wil kom werk as 'n lifeguard oor die somer. En hy sê toe vir my nee, hoor so daar's 'n hotel in Dubai en Jumeirah wat lifeguards soek vir 'n nuwe waterpark. En toe dog ek okay, dit is nou die perfekte geleentheid vir my om bietjie jy weet vir 'n jaar Dubai toe te gaan as alles uitwerkend. As dit nie uitwerk dan kom ek terug Suid-Afrika toe en dan doen ons die vloot ding, jy weet. En ja, soos baie mense wat Dubai toe gaan sê 15, 20, 25 jaar later is ek nog steeds in die Midde-Ooste, jy weet, so ja, ek het in Dubai gebly vir vele jare. Ek was vir die eerste keer 2 jaar daar gewees, toe kry ek 'n geleentheid om Cyprus toe te gaan. Daar was 'n waterpark in Ayia Napa. En toe na so 'n jaar in Ayia Napa toe dog ek gaan myself hier doodsyp. Want dit is net party en dit is beskiklik. Ek gaan my kidneys of niere vernietig hierso. En toe kry ek 'n geleentheid om Ierland toe te gaan. En toe ek in Ierland land, ek was daar so vir so 3 weke, ek probeer vir my werk kry. Ek onthou ek was daar, ek dink dit was ek kan nie onthou wat se winkel nie, maar een van die department stores, dan soek ek nou werk. Ek kry nie werk eers in die Spar nie. Die ouens, ek stap toe en hulle gee my werk. Die eerste dag die ou sê vir my, okay, jy werk nou in die onderklere seksie. En weet jy, ek staan maar so sexy. Nee, wag in die mans onderklere. Okay. En dit was nie 'n paar ure nie. Toe kom hier nou ou en ek moet nou vir hom verduidelik hoe hierdie hemp pas en hierdie broek en hierdie goed. Toe net daar besluit ek nee, ek loop uit die winkel uit, ek gaan na die bar toe, ek sê vir hom, dankie, ek is klaar. Ek loop uit en toe kry ek werk in 'n koerant, kyk in 'n koerant wat se werk is daar in Ierland toe in die Weskus in 'n klein dorpie met die naam van Tully. Dis aan die mees weste kant van Ierland in Connemara. Toe soek hulle perd horse riding instructors. Ek was al so 'n paar keer op 'n perd gewees, dat ek bus klim. Ja, ek kan dit doen, is maklik. En toe klim ek bus, ek gaan toe daar na Tully toe. Maar op pad soontoe, toe gebeur 9/11. En toe is ek nou vir 'n hele omtrent amper 'n jaar wat ek stak is in Ierland, jy weet, ek was nie, van die plan was om 'n ruk lank, so 6 maande of die somer te doen in Ierland, en dan terug te gaan Dubai toe. Maar toe ja, 'n hele goeie tyd daar in Ierland gehad met die eerste familie wat ek saam gebly het in hulle huis, met hulle bed and breakfast, hulle het fisheries gehad, hulle het stables gehad, hulle het perde gebreed, jy weet, so verskriklik geleer daar, en toe kry ek weer opportunity om terug te gaan Dubai toe, en werk met Jumeirah, so daarna was ek nog heeltyd in waterparke, na die COVID en wat ons gehad het in 2000, wanneer was dit geweest? Wanneer het ons COVID gehad? 2020. Ja. Toe word ons almal afgelê, almal was redundant geweest, en ek was so vir 'n jaar sonder werk, toe kry ek werk by Ski Dubai. Ek weet nie of jy ken julle vir Ski Dubai nie, maar dit is een van die grootste indoor ski slips in die wêreld. Dis in die mall, nee. Yes. Ek het al my desmoers geval daar, so ja. Wel, ek sê Matthys, ek kom uit waterpark uit, okay, en toe my eerste week wat ek nou daar werk, ek werk as 'n direkteur van operasies. En selfs waterpark, en as ding is dis net ys en sneeu, weet jy. Die water vloei nie. Maar Colleen, ek sê vir jou sê, na die eerste week daarso, hoe ek sien hoe hierdie locals ski en in die fense ingaan en met liabilities, gaan ek na my vrou sê, ek weet nie of hierdie job vir my is, want soos hulle bestuur, so ski hulle, okay? En ja, maar toe is ek daar by hulle soek so vir 3 jaar. Ek het baie langer gelaas as ek gedink het ek sal laas. En toe kry ek 'n geleentheid met 'n hotelgroep hier in Doha.
om te kom werk as 'n GM by een van hierdie waterparke hierso. En toe besluit ons pak op, ons was so lank in Dubai gewees, soos julle weet nou ook Dubai is verskriklik besig, toe dog ek ken een of twee mense hier in Doha, die pace is 'n bietjie stadiger, dit is baie goedkoper in terme van jou leefstyl, jy kan baie meer spaar, en toe kom ons Doha toe, en dit verskriklik geniet, ek meen dit is ek sê, dit is baie rustiger, en toe verlede jaar in June, toe verander alles ewe skielik, toe Iran vir die eerste keer ons aanval. Dit was nogal 'n surreal oomblik vir my gewees. Ek was daai aand op pad huis toe van die werk af, en ek ry juis verby die Amerikaanse lugmag, hulle basis, jy weet. En elke aand as ek al verby ry, is dit verskriklik. Die een intersection is baie besig met trokke en so, en ek kom in en ek's like, wel, die traffic is vanaand so maklik, ek is so in my noppies, jy weet, ek ry so maklik huis toe vanaand, en 7 kilos van waar ons bly is hier so 'n air defense area, en ek sien 'n kar staan voor die ding met die ligte wat aan is, en net voor ek by die huis kom bel my vrou my, sy sê, hoor jy, sal dit nou net die airspace in Doha toegemaak, jy weet, so just FYI, ek nie is reg dat ek maar gou my hardloopskoene aansit, ek gaan so gou 'n run invat voor die aksie nou begin, jy weet. Net 'n gou 'n run. Oh my word. Ek sal net al sê goeie dop, boggery run, goeie dop, man, ja, Adam, let's go running. Ek sê, toe gaan ek hier uit, en ons bly net so buite die stad, en ek gaan uit en ek hardloop, en ek was soek is so 4,5 kilos van die huis af, en ek luister musiek, en dit is lekker, en ek is in die middel van nêrens, en hierso sien ek, hier gaan so ding in die lug, en ek tog nou, want daar's een van die stadiums is naby ons huis, jy weet, en ek tog, wat maak hulle nou in die stadium, skiet die mense nou fireworks vanaand, of is daar iets in die stadium ingaan, en toe ek die bang hoor, Jesus, toe skrik ek nou vir myself wit hoor, ek sê, al die klere in my lyf is weg, en toe seker vir so 4-5 minute, toe kom al die goed bo oor my kop, en het is net, en die een keer toe lyk het nou asof een van hierdie missiele deurkom, en na die stadse kant toe vlug, en toe die klank, en daai tyd het ons nie geweet nie, maar toe hy staan geïntercept, maar die lawaai wat hy maak, klink asof het op die grond val, jy weet. En toe, toe balt ek huis toe. Dis basies daai ontploffing wat in die lug gebeur, so jy hoor dieselfde asof dit, ek verstaan nou, ja. Ja, en toe is ons terug huis toe, en toe, gelukkig, like 2 of 3 dae later, toe kom die Iranians terug en sê, okay, nee, hulle was nou jammer, en toe kom jy nou agter hierdie was 'n hele plan ding tussen Amerika en hierdie mense in Iran, jy weet, hulle het almal kan besluit, okay, dit gaan nou 'n show of force wees, okay, hulle gaan alles intercept, en toe, 2,5 maande daarna, toe slaan Israel die stad ook, ek dink die mense van een van hierdie parties het so 'n meeting gehad en daar toe slaan Israels hulle. Toe jy skielik nou begin jy dink, mense begin nou 'n bietjie onstabiel voel. Kom nou van alle ander kante af. Ja. En so nou met die laaste paar maande wat hulle nou so opgebou het ek 100% geweet ons gaan wees waar ons vandag was. Ek het nie geweet wanneer nie, maar jy kon dit sien in terme van hoe hulle die area laai met troepe en hulle sea forces en wat hulle doen in Europe. So nou is ons hier so ek meen verlede week Vrydag toe ek by die huis kom, een van my goeie vriende my ingeroep en sê, hoor jy, maak jouself reg môre. Want ons het nog 'n running reis gehad verlede week, Vrydag aand. Toe sê ek nou vir die ouens, dit nou veilig om uit te gaan vanaand. Hy sê ek, nee, gaan hardloop vanaand, geniet dit. Maak reg vir môre. Wees so reg in die oorse kant. En so waar is wragtig. Oh my word. Ja, so die eerste dag was erop gewees. Ja, want ons sit nou in dag 8. So as jy ons kan deurvat in wat in die afgelope 8 dae in jou lewe gebeur het van daai eerste Saterdag wat dit geval het. Wel, die Saterdagoggend het dit begin, soos ek sê, ek bly net agter hierdie een van die defense areas, en seker so teen middag, in die middel van die dag, toe begin die goed nou deurkom, jy weet, toe hoor ons nou, toe kry jy nou hierdie alarm op jou foon, wat verskriklik is, want jy skreeu in jou pocket, my Apple Watch skreeu, almal se telefoon in die huis is aan die gang, jy weet, en toe hardloop ek gou op tot op die dak, en toe kan jy nou sien, okay, jy gaan die eerste missiles nou om te intercept, en so toe vir die eerste dag het dit omtrent die hele dag aangegaan, en so teen 6 in die aand, toe stop alles, toe is dit ewe skielik so doodstil, okay,
toe kan ons nou 'n bietjie stok vat en kyk, okay, alles is alright, en my seun is 12, jy weet, so ek het hom nou probeer die dag voor dit begin voorberei en sê, okay, Josh, dit is nou wat gaan gebeur. Ek dink dit moet 'n verskriklike ding wees om 'n kind eers Sweets te vat, nê? En Ja, die kind dit is kan baie onthou. moeilik. En ek dink wat vir my okay is like, hy is nog op daai stadium, ek kan sien hy verstaan, okay, iets is aan die gang. Ek dink hy weet exactly wat is die risk wat daar is, jy weet, hy weet van, ek het vir hom soveel inligting probeer gee. Yes. Ja. Ek kyk van ons vriende wat se kinders ouers is, wat ouer is nou, hulle die teenagers en mense wat in hulle 16, 17 is, ons is ek nou sê, die hele week nie skool gehad nie, ek dink dit beïnvloed hierdie kinders baie meer, as die jongers, jy weet, so, maar toe daai eerste aand was wild geweest, want toe kry ons almal in een kamer, ek het vir Josh en Fee in ons hoofkamer gesit, en toe besluit ek nou, daar's nie 'n manier dat ek kan slaap nie, ek sal in die gastekamer slaap, en ek het daar gelees so vir 'n rukkie en net so 11:30, toe gaan dit af hoor, toe is dit wild, hardloop ek uit op die dak, kan jy sien hoe dit na die stadse kant toe gaan, jy weet, so toe vir 2,5 dae, toe sit die hele tyd wat hulle aanval in die stad, jy weet, so, en toe ewe skielik toe raak het doodstil, so ek dink so op dag 3, toe hoor ons nou, jy kan 'n baie faint hoor, en toe wat gebeur het, is ek dink die Douwe se Air Force het begin, hulle het nou besluit, hulle vlieg liewerste oor die see, met hulle fighter jets, en hulle intercept die missiele voor dit oor die land kom. Okay. Weet so, en ja, so toe begin dit nou so 'n bietjie, jy hoor dit so 2 of 3 keer 'n dag, wat die alarm afgaan. Gisteroggend word ons wakker, sê die Iraniese president, okay, nee, hulle is jammer, hulle gaan nou nie meer hulle bure skiet nie. Nie 20 minute daarna nie. Gaan nou toe sê, ek loop die hond nog buite, jy weet. Mense, dit klink amper as iemand so agter jou staan in 'n ballon bars. En ja, toe balt ons maar 'n bietjie huis toe. Ek en Maddie. Maar soos ek sê, dit is ook weird in 'n sens, want jy begin nou voel, as die alarm afgaan, daar is al nie meer so groot paniek gedurende die dag nie. Jy meer gesensitized nou al. Yes, ek wys vir Josh, okay, dit is die boodskap, dit is nou wat aangaan. Ons sit maar in die sitkamer en wag, en hoop vir die beste, jy weet, so. Maar om eerlik te wees, mense, ek sal soos ek vir julle sal sê, Matthys, ek voel baie veilig in Doha, as ek nou moet kyk wat gebeur het in Abu Dhabi, en wat gebeur het in Dubai, hulle het verskriklik geslaan, jy weet, en my vriende wat allemaal daar is, hulle het dit nou nie verlede jaar ervaar nie, so en die mense is allemaal, ek dink is baie moeilik vir die mense, veral in Abu Dhabi, jy weet, so, en ek moet sê, die regering hierso in Doha het verskriklike goeie stappe gedoen, in terme van om mense op hoogte te hou, die early warning system is baie akkuraat, as jy gevaar verby is, dan stuur hulle vir jou weer 'n boodskap, wat jy ook jou gat af laat skrik, maar wat sê, okay, nee, jy is nou right, gaan uit weer, en wees rustig, jy weet, ek het nou vanoggend bietjie my kar uitgevat, net vir 'n service, om seker maak, hy is fully service, as ons moet land uitry of so, maar op hierdie stadium dink ons nie regtig aan enige seker goed nie, ek weet, ons het nou geregistreer met die UK Embassy, en as dit worst case scenario kom, en ons moet evacuate, okay, cool, dan is ons reg, maar op hierdie stadium, voel ek nie, daar is 'n need vir ons om reg te maak om te hardloop nie, jy weet, so, dit lyk môre of hulle 30% van die local workforce met die government entities gaan weer môre terugwerk toe, so hulle ramp het op, okay, so miskien weet hulle iets wat ons nie weet nie. Ja. Maar ja, Maar hoe voel dit op grondvlak? Wat as jy met die mense verby mense in die straat loop, of met mense, kennisse, vriende wat jy daar het, jou bure, jou kollegas, wat sê mense op grondvlak? Hoe is die emosie? Hoe voel mense? Dit is, Matthys, ek sal vir jou sê, dit is eintlik baie weird. Ek meen, ek het een buurman wat hier in ons compound bly. Old school, van die lugmag af daai Pretoria uit. Ek dink hy's amper in sy 60s, van gister na sy huis toe, mense, hy het alles gepak, hy het sy visvang goed is alles uitgepak en reggepak, en sy kamp goed is reg, en ek is toe bestres ek nou, as ek like, hier, gaan julle hardloop? Ja. Toe sê, nee, Opel, ek is besig om my visvang goed reg te maak, ek dink om 'n maand toe te ry vir 'n paar weke, tot hierdie heeltemal nou settle, dan kom ek weer terug, jy weet, so, ek het 'n buurman van Ierland af, so 2 huise van my af, hy het nou net reeds onlangs teruggekom want hy was buite die land toe dit begin het, en sy vrou is hier so met 'n baie jong baba, jy weet,
En hy het teruggekom as sy vrou, sy wil waai. Sy het gesê sy wil Ria toe ry en van daar af terug gaan, want sy het 2 jong kinders, jy weet, so, ek dink dit is haar vrees ook. En dan vanoggend as ek in die stad in gaan, die mense gaan aan met die lewe, niemand praat reg daaroor nie. Ek was in 'n paar Ubers gewees, die ouens gesels nie reg daaroor nie. Ek was in die mall vanmiddag gewees, en mense gaan aan, ek dink, almal probeer hulle bes om net aan te gaan met die lewe, jy weet. Amper autopilot, nee, om net een stap voor die volgende stap, want ons weet, ons moet aangaan. Ja, en ek dink die belangrikste ding is net, solank niks in die stad direk geslaan word, en jy kan nou voel, okay, jy weet, op die stadium dink ek, die mense het baie geloof in die local government en ons defense systems, dat ons kan aangaan met werk, en ons kan rondry, en jy kan buite wees, jy weet, so, ja, dit is weird, ek meen, dit is heavy weird times, by die werk is ons besig nou met baie van ons contingency plans, hierdie gaan definitief 'n groot knock wees vir die entire region in terme van toerisme, wat goed is van Douwa is ons local travel market vir ons oord en van die hotelle in die stad is ook baie goed. Hulle het dit gedurende COVID, toe daar die blockade in Qatar was ook, mense hou van local vacations en ons oord is so 'n bietjie buite die stad, ons het ons eie strand daar, so beteken dit voel vir die mense in 'n sens, hulle kom weg uit die stad uit, dit is amper asof jy travel, jy weet, so, ek is baie positief, ek dink, as hierdie vinniger kan stop, kan ons weer terugkom in die werk, maar dit is maar die unknown in terme van net, hoe gaan toerisme oor die volgende jaar beïnvloed word in hierdie area. En wat vir my so interessant is Artemis, ek dink ek het verlede week gesê, as ek lees en luister na die beriggewing van wat tans gebeur in die Midde-Ooste, en nou vergeet ons eintlik amper weer van Gaza, wat nog steeds aan die gang is, die Israel-Gaza-oorlog is nog steeds, het raak net, die regional raak net al hoe groter, maar van 'n beriggewing point of view af, lyk dit partykeer vir my asof daar meer as een oorlog is, as gevolg van al die lense, hoeke en angles en narratiewe en opinies en agendas, hoe mense berig gee oor dit. Wat staan in julle nuus daar aan die kant? Wat is die nuus wat julle hoor en die rede vir die oorlog en die sentiment? Wel, ek meen, om eerlik te wees, ek volg net Al Jazeera. Ek dink hulle is, as ek hulle nou moet compare met CNN en die BBC, as ek die BBC en die Daily Mail en goed kyk, dan voel het vir my partykeer asof ek completely overwhelmed is met hoe hulle dit uitvoer, jy weet. Ek dink die Al Jazeera het 'n goeie handle in terme van hoe dit is op die grond, jy weet. In terme van wat nou gebeur in Lebanon ook, ek sê vanoggend vir my vrou, ek kan nie glo hoe hulle daai stad besig is om te bom, terwyl al hierdie aksie aan die gang is. Ek het soveel Lebanese vriende wat, ek meen vir jare lank, wat hulle nou al deur hierdie gaan, en nou is daai ramp up. Hulle vat net shots, dis so sad, daai ouens vat net shots. They're just not catching a break. En wat vir my beteken net dinge bietjie meer in perspektief sit. Daai eerste keer wat Iran na ons toe geskiet het, daai aand wat ek kan hardloop het, toe byl ek terug huis toe. En my adrenaline was so hoog, ek kon my flippende hart voel kloppie in my keel, jy weet, soos wat ek kan nie eens hardloop vir 10 meter, dan moet ek stop, want my hart gaan te veel, jy weet. En ek kom net hier voor ons compound, en hier loop 'n ou met sy headphones aan, en hy stap te rustig, en ek toch toe nou wacht, die ou het nou nie gehoor wat hier aangaan, jy weet. En ek stop vir my, ek is like, hey, listen, are you okay? We've just had this bombing. Hy sê vir my, what is my friend? I'm from Beirut. This is nothing. You know? En toe maak hy nou net reg om op sy stap uit te gaan. Toe sit dit my ook dinge bietjie in perspektief van, like, okay, wacht, maar nou nie panic nie, alles is okay. Ja, maar mens kan ook nie dink hoe mense lewe met hierdie dag in en dag uit, met kinders en wat om jou dood gaan nie, verstaan jy? Ja, en ek dink ons baie te sê vir 'n land waar mens bly, wat jy actually vertroue het in jou leiers, om jou veilig te hou, en ook iets te sê vir 'n land se kultuur, en met kultuur bedoel ek nie soos 'n kultuur, etniese groep of so nie, maar die overall kultuur in die land, wat jy wil aangaan. Dis nie van, okay, daar het nou 'n bom ontplof, ons gaan nou nie werk toe vandag nie, niemand gaan nou werk toe vandag nie, niemand wil nou iets doen nie. Dit is so daai COVID ding, waar daai mense wat COVID so baie gelove het, nê? Want dit was eintlik 'n verskoning om boggerol te doen, nê? So dit is my so nice, dat jy sê, hulle praat nie regtig in die Uber daaroor nie, they're just going about life, en
there's something to be said for that. En ek dink wat as jy die Arab tradition ken, hulle is verskriklik trots. Okay? Hulle is verskriklik lief vir hulle land. As jy in Qatar inkom, toe ek die eerste keer hier aangekom het, ek nie regtig geweet of ek het gedink Qatar is soos Dubai, dit is completely different. Dit is baie meer konservatief. Die Ramadan hierso is Ramadan. As jy nou in Dubai gaan Ramadan, jy voel dit eers nie. Maar aan die einde van die dag, ek bly al so lank in die region dat partykeer die Ramadan maand vir my voel goed. Jy weet, ek voel in die maand van Ramadan sal ek ophou drink vir miskien 2 weke. Jy weet, gee so 'n bietjie op. Is jou detox tyd? Yes. Jy kom in Qatar en op die Vrydag is die malls, hulle maak in die oggend 10:00 oop tot so 11:30, dan maak hulle toe tot 3:00 in die middag na mos, jy weet. En dan kom jy terug, so dit voel verskriklik rustiger. En ek dink net in terme van die leierskap wat ons in die land het, is baie kalm. Jy kan sien, soos ek sê, hulle gee baie terugvoere, om te sê. As jy nou kyk wat gebeur in Abu Dhabi oor die laaste paar dae, hulle probeer so normaal as moontlik aangaan, van hulle waterpark is oop. Ekskuus julle, my hond gaan nou stap. Toe maar, dis okay. Dis deel van die show. Dis vreemd dat Sofia nog nie begin knorr het nie, so enjoy it, Maddie. En so, as jy kyk na Abu Dhabi nou, hulle wil regtig net alles oop, hulle SeaWorld is oop, hulle waterparke is oop, even though daar's nog steeds baie aksie, weet, so, maar dit wys my ook again, daar's net 'n resiliency wat sê, okay, ons gaan net aan, julle probeer ons toerisme vernietig, ons gaan net aan met besigheid, jy weet. Ja, dis so, jy wat in die mids van dit sit, ek meen baie mense het 'n klomp teorieë en 'n klomp goeders wat gesê word en spekulasies op die stadium en ek het gesien dat Rusland en China het op die stadium vir Iran net gesê dat hulle gee hulle diplomatieke ondersteuning. So daar is nog glad nie dat Rusland of dat Iran of China betrokke raak by Iran as allies nie. Jy wat in die middel van al daai goeders sit, dink jy hier is die begin van die 3de wêreldoorlog of dink jy daar's 'n ander agenda? Dink jy dit gaan oor olie? Dink jy dit gaan oor beheer? Dink jy Amerika is net besig om hulle muscle te wys? What's your opinion? You sitting in the midst. Ja, my gevoel is ek dink nie dis 'n 3de wêreldoorlog scenario op hierdie stadium nie. Ek dink daar's definitief ulterior motives van verskeie partye. As ek nou die ding so uit die lug uit sien en ek probeer gewoonlik nie te veel in conspiracies inkyk nie, maar daar's baie mense wat verskillende agendas druk. Ek meen die Amerikaner het nou in sy tweede terme ingekom en ek dink hy is in 'n hoek in vasgedruk waar hy moes saamspeel of jy weet, either way Israel sou ingegaan het. En hulle moes inklim en ek dink ook daar's dalk net 'n feeling as hulle saam met Israel inklim dat daar 'n bietjie meer beheer is van wat kan gebeur in hierdie region, jy weet. Mense hoop gewoonlik, ek wil definitief nie China en Rusland sien in hierdie ding inkom, want aan die einde van die dag wil ek nog steeds hier bly. Ek het geen planne om uit die Middle East te gaan nie. Ek het 'n baie stabiele lewe hier, soos ek sê, ons plan is altyd om terug te gaan Suid-Afrika toe. Dit is ons end goal. Maar vir nou gaan ek nie weghardloop nie. Ek is hier so, as dit kom by worst case scenario, ons moet tasse pak en nou na vliegtuig toe hardloop, okay, then we'll get this. So, en ek hoop net, ek dink, ja, my vrou het ook, sy het in die 90s het daar paar gewerk vir Standard Chartered, en hulle was in Kuwait gewees. En sy het seker dieselfde ouderdom as Joshie daar gaan vakansie hou, en as die bank hulle gaan haal by die lughawe, as hulle by die huis aankom, dan wys hulle eers vir hulle hoe om 'n gasmasker aan te sit, as hulle nou aangeval word, jy weet, so, die Middelooste is nog al die tyd, in die oorlog, en bekleierery, en ja, dit is sad om te sien, want ek dink daar is soveel potensie, en ek het so 'n paar maande terug, het ek 'n vriend gehad, so hy was langsam met my in Dubai gewees. Hy was getroud met 'n Iraanse vrou, en ek dink hy was 5 of 6 keer wat hy in sy lewe oor Iran toe was. En hy kan nie genoeg praat oor daai land nie, in terme van hy was by Shura gewees, en hoe Tehran lyk, en die mense in Tehran, as jy ook die Anthony Bourdain episode kyk oor Tehran,
jy weet. Ja. Ek dink hulle kan 'n fantastiese mense wees. Ons het 'n paar van hulle gehad in my ou werk by Wild Waddy, fantastiese mense. En dit kom nou net terug na daai groot intellektuele kapasiteit ook. Ek dink as hulle net kan losraak smart. en they can really reinvent the world. Hulle is so slim. En dis wat ek nou hoop, ek meen, in terme van, ek weet nie, hulle almal praat van regime change, hoe maklik dit is, ek kan dit nie sien gebeur. Daar's chaos, jy weet, en soos ek sê, gister toe hulle sê dat daar nou 'n ceasefire is, hulle skiet nie op die bure nie. Ek dink is nou so gefraktuur en hulle het heeltemal kommunikasie verloor met party van hulle commandos. Dat hierdie ouens skiet nou nog steeds, hulle defend die land, jy weet. So, ja, ek wens die beste vir Iran, ek wens net hulle. Ja, absoluut. Ek meen, as mens kyk na foto's voor hierdie regime oorgevat het, wat is dit 1979. En jy kyk na foto's, ou persie, jy kyk na foto's van Iran en net hoe amazing vooruitstrewend die plek was. Hoe die goals was absoluut, they were setting the fashion, not following the fashion, jy weet, en free thinkers. En ek dink daar's soveel angles op die ding. Ek het 'n podcast geluister gister waar hulle vir Eric Weinstein, die wetenskaplike fisikus eintlik, ek dink hy's 'n fisikus, met hom gepraat het hieroor en hy het altyd, ek love dit om onderhoude oor hom met hom te luister oor goed wat in die wêreld aangaan, of dit nou die Rusland-Oekraïne oorlog is of hierdie een. Hy bring altyd 'n ander angle daarin en hy het hierdie amazing vermoë om die ding te peel soos 'n ei en te sê maar julle kyk hier, maar julle kyk nie hier nie. Kom ons kyk gou wat gaan hier aan. En byvoorbeeld twee goed wat my nou byval wat ek onthou van die onderhoud wat hy gesê het, twee van die aspekte ook is dat China, ek vergeet nou die persentasie, maar ek dink is 40% van hulle olie kry hulle by Iran. So hierdie hele oorlog kniehalter die Chinese ekonomie severely met daai 40% olie wat hulle nou nie meer kry nie. Verder meer, 'n ander ripple effek is dat Rusland die drones tot dusver wat Rusland die Oekraïne mee aanval, word vervaardig in Iran. So daai produksielyn het ook nou gestop. Wat obviously ook 'n definitiewe invloed op daai oorlog gaan hê. So ja, daar's soveel angles wat 'n mens kan kyk en soveel vlakke op wat mense hierdie ding kan afbreek. Dat ja, op die einde van die dag everyone actually just wants, ons wil nie die oorlog hê nie. Maar ek dink ook as dit is wat dit vat om net die aggressie wat al oor jare daar voortduur net tot 'n stop te bring en hierdie mense, die Iranese net te kan liberate. I don't know, then I think it's worth it. Mense skree op my vir maar iemand moes ingegryp het. Ja, nee, exactly, en jy kon dit voel dit het nou vir 'n lang ruk begin stadig kook, jy weet. Jy toe dit nou begin het, en dan dink jy in jouself, okay, ek hoop dit is dalk 'n 2 weke, 3 weke ding, dan is dit verby, jy weet, wat heel onwaarskynlik is, maar ek hoop dat die meeste van hulle werk in die volgende week klaargemaak kan word, en dat daar tot, jy weet, want jy moet net dink ook in terme van die Iranse leierskap, daar moet 'n punt kom waar hulle dit nie meer gaan vat nie, verstaan jy? Dis okay, dis of hulle maak die mense almal dood en iemand stap in en sê okay, genoeg is genoeg, hou op, skiet, alles is plat, kom ons praat, jy weet. Maar wat is dan die volgende stap? Ek meen, hulle praat nou van die Kurds wat die land gaan inkom in die noorde van die Irakse kant af. Dit kan heeltemal 'n ander dynamic in hierdie ding sit weer. Jy weet. Daar begin jy weer praat van like 'n 2, 3, 4 jaar oorlog wat daar kan gebeur. Ja, en dan die element van Pakistan ook. Pakistan is op die grens, ja. En die ding heeltemal kan verander. Ja, en die ding is like dis nie net ons wat nou ge-impact word, ek meen aan die einde van die dag, jy gaan begin sien, petrolpryse sal opgaan. Ek dink hulle praat al klaar van wat petrol gaan kos in Suid-Afrika in die volgende paar weke. Ja, hulle het vir hom se muur opgestoot, Adam, moet jy nou nie dink dat hierdie regering op hulle laat wag nie. Daai eerste bom het nog nie, daai eerste missiel is nog nie gelons het, is ons petrolpryse op. So. ons het net gesê ons saam met Iran en toe kak en betaal die Suid-Afrikaners. So dis omtrent hoe dit is. Ek sal bietjie vir julle, daar was van die Suid-Afrikaanse ek dink is die Suid-Afrikaanse ambassade in Dubai, wat hulle Facebook post gestuur het, sê, okay, vir al die citizens, okay, hier is ons plan, en die comments is on fire,
Dit is ongelooflik. Asseblief. Dit is like ongelooflik. It's like die airspace is dit is ongelooflik. Ek sal 'n bietjie vir julle. Ek seker hulle het 'n soliede plan, nee, Adam, soliede plan. 90% van die mense sê nee, dankie, ons is reg. Ons het 'n spaar hierso. Ek kan Spaletta kry. Ouma Raskus beskikbaar, Mrs. Balls. Ons is okay. Oh man. Ek dink dis een van die beautiful goed seker van Suid-Afrikaner wees is dat in die ergste oomblik van trauma of depressie of chaos sal die Suid-Afrikaner altyd 'n sin vir humor hê en nog steeds 'n joke maak. Ek het 'n foto gekry van iemand wat daar bly of iemand wat in Suid-Afrika bly se seun, hulle bly in Dubai en nou wys hulle ook na die vliegtuig so bo wat vlieg in die lug en dan draai die ou so om en dan het hy soos 'n 3-poot potjie, daai staal potjie so ons 'n potjie inmaak, het hy op sy kop en dan sê hy nie waar nie, ek is fine. Ek kan dit maak. En dit is net daai tipiese Suid-Afrikaanse resilience seker of ons manier hoe ons deel met hierdie tipe van goede. Nee, my buurman sê hy sê my gister ek stuur vir my boodskap ek sê daai ceasefire het nie baie lank gelas nie. Hy sê nee man, dit is net like a goodbye shot, thanks for everything. Dit is die telefoon so net om dankie te sê, jy weet. Dis like, en hy is heeltemal te kalm vir my ook. Ek was like, mense. Maar ek meen dit is goed om sê die Suid-Afrikaner sê baie resilience. Ek moet sê regtig die wat oor see bly, absoluut. Ja. Ek dink een van die dinge wat ons ekskuus klien. Ja, okay, nee, die laaste ding wat ek wil sê, is dat, ek dink ook die groot ding is wat ons almal na kyk, is ons kyk na die oorlog en ons kyk na die globale effek daarvan, die ekonomiese effek, die magspel, en ons vergeet partykeer die mense, die civilians, die mense wat die skrapnel is, die mense wat doodgaan. Maar iets wat ek ook nogal aan gedink het is, as mens kyk na die Midde-Ooste, hoe verskriklik belangrik is invoere van kos vir die Midde-Ooste en dat iets soos byvoorbeeld hongersnood of voedselsekerheid in hierdie oorlog iets wat baie reëel is vir die Midde-Ooste. Is ek reg as ek dit sê of maak ek die verkeerde aanname? Nee, ek dink jy is reg, Matthys. Wat een goeie of nie die beste dinge. Julle sal onthou 'n paar jaar terug was daar 'n blokkade gewees op Qatar. Okay. Hulle was heeltemal afgesny van Saudi-Arabië, van die UAE af. Hulle mag glad nie enige van die lugspys gebruik gedurende daai tyd nie. En vir daai paar jaar wat hulle heeltemal geïsoleer was, het die ouens van die beste plaasboere in die wêreld gaan haal. En hulle het plase begin bou. Hier naby waar ek bly, Qatar is van die harses woestyn wat jy kan sien as jy buite gaan. Dit is amper asof die grond is, dit lyk asof daar's geen lewe nie. Ek ry met my mountainbike's op naby waar ons bly. Ek kry nie een doring in my wiel nie. In Dubai het ek hy bikes se tyres so baie gepatch van dorings. Daar's niks nie. Dit is net wit sand en rotse, jy weet. Maar hulle het hulle self 'n kapasiteit gegee nou om heeltemal onafhanklik te wees. Ek dink op hierdie stadium het hulle gesê ons het 'n food safety net vir at least 6 months in die land. Okay. En dan vanoggend op die nuus het ek gesien in Dubai, een van die groot chains, die Lulu hypermarket chain, hulle het nou hierdie cargo flights in Dubai laat inkom met vrugte en groente en vars vleis en alles. Ek dink daar's genoeg resources vir want hulle het genoeg geld om dit te kan invlieg, verstaan jy? Abu Dhabi het dieselfde ding gesê. Ek dink jy moet meer begin waar jy in plekke soos Kuwait wat 'n bietjie kleiner is. Bahrain is 'n klein peninsula. Ek dink hulle is baie hard geslaan en daar kan dalk bietjie vir hulle 'n risk wees want hulle het net daai een landbrug wat oorgaan in Saudi in. En dan natuurlik Iran as die target. En so ook al die ander targets in die omgewing. Okay, kom ons aan op oor oorlog. Ja, dis depressing. Colleen praat oor water. Ja, dis crazy. Ja, ek wil hoor oor jou waterpark, want ek het al 'n paar van jou foto's op Insta gesien en dit lyk na 'n enorme operasie. Maar jou Instagram laat my soos 'n absolute loser voel, want elke dag sien ek jy het soos 20 kilometer gehardloop en dan 50 het jy gecycle en dan sê ek dit so wat hierdie man bly in 'n oorlogzone en hy doen hierdie kak, Matthys, wat doen jy? Sit by jou huis. Maar ek sê jy het ons gesien.
Ja, vicious marathon gehardloop, een of ander desert marathon in Marokko. Ja, het ek gesien het jy al gedoen. Ja, vertel ons 'n bietjie daarvan. Het ek die marathon is tablet gedoen in Marokko. Dit is 'n multi-states race, 250 kilos oor 6 dae. En dan draai jy al jou kos en water op jou rug. Die enigste ding wat hulle jou voorsien mee is water. So like elke checkpoint, elke 20 kilo sal hulle nou vir jou water gee. En dan as jy nie aan by jou kamp kom, dan slaap jy nou basies onder die sterre. Jy draai jou slaapsak en alles, jy weet. So dit was nogal 'n hele belewenis vir my gewees, want daai tyd het ek in Dubai en ek was een van die eerste ouens uit Dubai wat dit gaan doen het, jy weet. So daar was geen mense om te kyk, okay ouens, wat 'n tipe slaapsak vat ek en wat 'n dry food. So ek klim op die vliegtuig, ons vlieg Marokko toe uit Frankryk uit. En ek is nou heel trots op myself. My backpack is mooi gepak. Ek het hom gekry tot so op 14 kilos. Ek dink die maksimum wat jy mag pak is 15 kilos. Jy weet, dan is dit nou te swaar. En hier sien die mense van wat se land was die gewees? Dit is een van die Europese lande, maar hy sê almal vra nou, hoeveel weeg jou sak en hoeveel weeg die ou se sak? En hy kom maar by my en sê, hoeveel weeg jou sak? En ek sê van baie trots, nee, my sak is net 14 kilogram. Weet die mense, en my skreeu vir die aeroplane, hy sê vir die mense, hierdie ou se sak weeg 14 kilogram, en ek sê, okay, is dit nou goed of sleg? Ek sê vir hom, hoeveel weeg jou sak? Hy sê, my sak is 6 kilogram. Oh my word. Ja. You're in for it. Ek is in for it, hoor. So oor die dae het ek begin goed weggooi. Ek meen, op 'n stadium, wat ek nie is van die freeze-dried food wil eet, en dan gooi jy dit daar weg. Ja, so dit was ongelooflik. Ek meen, ek hardloop nou al van dat ek 'n klein laaitjie was. Ek het 'n vriend gehad daar in Kroonstad, sy pa was 'n ou Comrades hardloper. En ons is al by hulle gewees op die plaas die een dag. En die Vrydag aan, ek is nooit vergeet, hy sê vir okay, môreoggend gaan hy nou regmaak, hy gaan sy 20 kilo long run gaan doen. En ek dink ek was so 11 of 12 jaar oud gewees, en ek sê toe vir my, okay, wag, kan ek saam met jou so 'n bietjie, ek sal so 'n paar kilo saam met jou kom hardloop. Hy sê toe, nee, dis reg, hy gee vir my daar 'n paar ou tekkies, druk nie koerantpapier in die skoen, dat dit nou vir my mooi sal pas. En toe hardloop ek saam met die oom 20 kilo, sonder enige oefening, niks nie, weet. Maar daarna toe is ek nou siek vir like 3 dae, like man down, completely, daar is nie no nutrition gewees, is net water en ouros, jy weet. En ja, toe van die tyd af, toe byt die gogga, Colleen, ek is like, ek dink ek nou 4 Comrades is wat ek klaar gedoen het, ek het die marathon slaap gedoen, ek het vele Ironmans gedoen, ek het baie marathons gedoen, so dit is deel van my mental health coping mechanism, ek dink, jy weet, so. Nee, dit laat ons beter voel dat met jou daar in 'n oorlogszone. Ja, ek sê ook nog die klas, as ek op pad uit, so. Bietjie om te praat oor my waterpark, Colleen, is 'n flippin fantastiese waterpark. Ons is nie net 'n waterpark, ons is ook 'n adventure park, so ons doen jou tradisionele waterpark, en dan het ons go-karting, ons het canyoning, ons doen laser tag, ons het like 'n aqua glide wat jy onder die water kan gaan met die aqua scooters onder die water, jy weet. So op 'n besige dag kan ons omtrent 3.500-4.000 mense sien. So wow. Ja, so dit is en dit al die jare wat ek nou in waterparke werk, my vrou sê ek doen dit net omdat ek 'n kort broek kan dra werk toe, jy weet. Wat nice is, ek meen, toe ek in Ski Dubai gewerk het, en jy moet al die layers aantrek. Ja, not for you. Vrystaat, ek wil net sê, ja, as jy dalk, wat is jou sterreteken, Adam, as jy dalk 'n waterdraer, want klink my jy moet altyd omring word met water van die vloot. Aries, okay, wat's Aries? The fire sign, actually. Ja, I think. So dis kom hulle ook water nodig hê. Ek was 'n paar keer by die waterpark in Dubai, op die Palm, die hotel Aquaventure. Ja, ek dink dit is Sol Kuznets se hotel wat op die einde gebou het, Atlantis, ja. Yes. Vir myne, vir konteks, hoe vergelyk grootte-wise teenoor daai ene en waar julle is? Hulle is omtrent dubbel ons grootte. Dit is een van die grootste waterparke in die wêreld. Ja, dit was enorm. Ek weet vir 3 dae kon jy nie eers alles doen in die waterpark nie. Ek het in 99 het ons Wild Wadi oopgemaak, wat reg oor kan Burj Al Arab sit. So dis nou die OG vir die region. Ons het die standaard daar geset in terme van al die waterparke wat nou gevolg het in Abu Dhabi en hierso, en nou even in Saudi-Arabië is al baie van my vriende wat nou oor is Saudi toe om te gaan waterparke bou en theme parks bou. En
maar net om weer terug te kom na Suid-Afrikaners, ek meen, toe ons oorgevlieg het, was ons omtrent so 92 lifeguards wat oorgegaan het, jy weet. En ek sal nooit vergeet, in daai tyd, in 99 moes ons nog stop iewers, ek dink het was in die Seychelles of so iewers gewees, wat jy gou stop, weer petrol en gooi en gaan. En halfpad Dubai toe is ons nou heeltemal uit alkohol uit. Alright. Toe het hierdie Suid-Afrikaner daai vliegtuig skoon droog gedrink. Okay, en jy kan net imagine, dis al hierdie jong surf ouens van die Kaap af uit Durban uit. En ons kom toe daar in die lughawe en die ouens van Jumeirah, se klomp Amerikaners en hulle weet mos nou alles van waterpark, hulle is die professionele, hulle gaan ons nou leer, jy weet. En daar was een ou gewees, sy naam is Lando, so lang groot Suid-Afrikaner met sulke lang hare. En hy sê toe, hy klim van die vliegtuig af, skielik het hy die afsit. En toe hy nou van die vliegtuig afkom, kom die GM naam toe, 'n Texan ou. Sy naam is Scott Dicey. Ek kan hom nou hier onder die bus gooi, maar hy is so groot Texan. En hy loop oor na Lando toe, en hy steek sy hand so uit, en hy sê, hey, my name's Scott, how are you doing? En Lando gryp sy hand so, en hy kyk hom so, en in die middel van die lughawe, kort sy net daar in die middel van die lughawe. Toe denk ek, toe sien hierdie Amerikaners nou, wat die hel het ons nou hier ingebring. En die eerste dag wat ons daar aankom, toe van ons allemaal die bus aan na die Jumeirah Beach Hotel toe, en seker so 50 lifeguards, hier vaar ons in die hotel, en ons is in die swembaddens, ons is in die gym sonder skoene, tussen al die gaste, en die sekuriteit is so verboureerd, hulle is like, wie is die mense? En allemaal is like, don't worry, we're the new lifeguards here, okay, ons in die plek. Yeah, don't worry. Don't worry, we got this. We got you. Ja, en toe Scott baie vinnig gebel om te sê, hoor is jy met hierdie lifeguards van jou kom haal, want hulle die is chaos. Hulle maak kak. Net so Suid-Afrikaans kan kak aan jag. So, maar wat 'n amazing loopbane. Ek meen, het al ons almal ander stupid sotte universiteit toe gegaan. Plus ek het 'n lifeguard geword en gekyk het waar die lewe my gevat het. Ja, dit is weird. Ek was vir 'n jaar lank in Sun City gewees. Ek kan nou nie onthou wat se jaar was, in 2012 is ek en Fiona vir 'n jaar Sun City toe. Ek het ou het my gebel uit Sun City en sê, hoor, ons soek 'n GM vir die Valley of Waves. En ek het 'n paar keer daar gewerk en dit was my droom om in Sun City te gaan werk en om weer terug by die huis te wees, jy weet. En toe pak ek en 4 sakke en ons is af terug Suid-Afrika toe. En mense, ek het dit geloof. Ek speel gereeld golf, so daar is 2 amazing golfbane wat daar is. Van die bases in die wêreld, ja. Yes, en maar so na 6 maande toe begin ek sien, hoor, is op my vrou, sy trek AMC's oor, want sy kom uit 'n marketing background, sy al hele lewe lank op basis in die Midde-Ooste gebly, en ek dink so na 'n jaar toe kan ek sien, hoor, dit is nou tyd dalk om terug te gaan, want Sun City is ook maar soos 'n eiland, jy weet, as jy nie, daar is 'n plan om gereeld Kaap toe te vlieg en dan Joburg toe te wees, maar as jy sien aan die van die dag kom werk in die pad, jy weet, so ons, ek dink in 'n jaar wat ons al was, is ons 1 keer Kaap toe gewees en seker so 3 of 4 keer Johannesburg toe, jy weet. En jou naaste dorp is Rustenburg, en ek is daar gebore, so ek weet, dis nie heeltemal 10-4 nie. Ja. As jy internasionale standaarde gewoond is. Ja, listen Matthijs, ek is van Kroonstad af, Rustenburg vir my was baie smart geweest, hoor. Ek het gedog, is very nice. Hoorie, maar daar kom, om af te sluit, is, jy kom obviously gereeld Suid-Afrika toe, jy doen 'n paar comrades al, en dit klink vir my, jy het nog steeds 'n baie nou band met Suid-Afrika. Wat mis jy die meeste van Suid-Afrika as 'n land, vir iemand wat nou al so lank in die buiteland bly? Die grootste ding vir my, en ek kan dit vir jou so vinnig sê met my hand op my hart, is die mense. Veral hier in Qatar, soos ek julle gesê, Qatar is baie konservatief. Mense is baie meer formeel. Ek mis daai Suid-Afrikaanse vibe, ek mis die gees van Suid-Afrikaanse mense, ek mis daai mix van mense. Ek mis Afrikaans verskriklik. Ek het 'n paar pelle wat ek gereeld mee bel. Maar die grootste ding vir my is ek mis ons mense, en dan die tweede grootste ding is like, ek mis verskriklik die natuur. Ek is, sodra ek in die Kaap kom, die eerste ding wat ek doen, is ons vaar aan in die berge,
en gaan hardloop en bike ry, wat dit vir my hierso, die eerste 6 maande wat dit vir my verskriklik moeilik gemaak het om te hardloop, hierso is dit like, ek gaan by ons hek uit en daar is niks nie, dit is net die wit sand, en as ek aan die oorkant van waar ons bly is die voetbalstadium, en daar is mooi gras en landscaping, en jy kan daar gaan hardloop, maar ek mis ons mense, en ek mis ons land, die meeste, weet. Dit is ook nog sê, daar is geen doubt in my mind, as ons energie klaar is dit definitief sakke pak en dan huis toe. Bankai geldjies het jy veel mooi die plek. Die probleem is vir jou, stuur vir my gereeld hierdie huise daar in die Weskus, maar dit is nie 2 of 3 miljoen rand huise, hierdie is meer like die 14 en 18 miljoen rand huise. So sê moet onthou, ek is 'n glorified 2 of 3 miljoen rand, Adam, ek is jammer om jou bubbel te bars, maar dan kan jy vir jou 'n klein apartment in Fourways kry, miskien met 'n splash pool. Ja, nee, ons moet nog 'n rukkie moet werk, Colleen. Maar Adam, Moose, dankie dat jy tyd gemaak het met ons te gesels. Dit was regtig baie lekker om jou in persoon te ontmoet en dat jy net vir ons half 'n blik gegee het van wat regtig op grondvlak daar aangaan. Want soos ek sê, ons lees so baie van wat in die media aangaan, maar 'n mens weet nie noodwendig hoe gaan dit regtig as jy die persoon in die middel van dit is nie. So dankie daarvoor. Nee, en veilig bly. Ja, nee, ek moet net sê, toe ek julle podcast ontdek het, dit was vir my 'n groot ek dink dit is een van my, dit is ook my vir Colleen altyd 'n boodskap stuur en sê, wat het nou hierdie week gebeur, waar was julle? Ek het presies altyd my plan as ek gaan hardloop of ek is op my bike, gewoonlik op 'n Saterdag gaan sit ek dit in my ore en ek klim so 2 uur op die bike en ek luister na julle, so baie dankie vir dit is my connection by die huis en hou aan met die goeie werk en ek hoop as ek in Suid-Afrika is dat ek vir julle kan kom hallo sê en ons kan saam 'n glas wyn drink. Sal lekker wees. Laat weet ons. En jy moet regtig baie mooi kyk na jouself, daaraan kan sterkte. Ek kan nie eens probeer fathom wat deur 'n mens se kop gaan nie. Ja, want ek dink aan die einde van die dag wanneer hierdie whatever happens, ons gaan hier uitkom sterker, hierdie bou jou as 'n mens. Ek dink die grootste ding vir my is net om as enigiets van hierdie kan kom, is like, as ons 10 jaar van nou kan kyk en my seun sê, dit is hoe my pa al hierdie goed hanteer het, jy weet, en level het gewees en kalm bly, dan that's a win for me. So dit was nou Adam de Plooy, aan die pad van Doha, en ek weet nie wat om anders te sê nie, ek dink is heeltemal 'n ander blik as jy met iemand praat wat daar in die middel sit. Ons ervaar dit, sien dit, beleef dit, lees dit, leef dit, maar alles deur skerms en ver, lang arm en jy hoor nie die bomme, en ek dink die ding wat my die hartse getref het in die onderhoud wat hy gepraat het van sy seentjie, oor hoe jy hierdie moet verduidelik. Ek dink dit sal van die moeilikste wees, is hoe hou jy daai kind kalm, want jy moet self kalm bly. Jy sou al die pilot van die vliegtuig en die kind sit op die vliegtuig en al gaan nog goed verkeerd met jy vir die kind laat glo alles is okay en ons gaan nie deurkom. Maar ja, jy sê big up julle en Adam en jou hele familie. Ek dink jou vrou is Fiona en Maddie die hond en jou laaitie Josh, julle moet net veilig bly. En ons praat gou weer met julle. Kyk maar na jouself en dankie dat jy tyd gemaak het om met ons te klets. Ons waardeer dit en ons waardeer dat jy luister. Natuurlik in Afrika is daar altyd 'n paar interessanthede. Iets wat my vanoggend, dis nou DV Dinsdag 10 Maart, iewers so op die oggendure die nuus gebreek het, is van 'n ex-kop wat betrokke is in 'n 10 miljoen rand insurance murder scheme. 6 arrested. So ek weet ons kops, nee, dit is skop my nie eers meer nie. Maar dit is net die belaglikheid, maar wat dit eintlik meer belaglik maak, is dat 6 mense is op die stadium in hegtenis geneem. Dit is almal close relatives. Dis syndikaat amper. Ja, dis 'n syndikaat to Rachel Kutamele. En sy is in hegtenis geneem en nou 10 ekstra mense, of 'n paar ekstra mense, wat met 10 insurance-related murders
waar onder andere van die mense wat nou gearresteer is 2 broers van haar, 'n close relatives, 2 cousins en dan 'n Sangoma. I mean, you always need to throw in a Sangoma. No, you gotta throw Sangoma in the mix, Sam. Just for shits and giggles, dan moet jy 'n Sangoma by hê. Maar die persoon, die ene Rachel, wat vir die polisie werk, sy was 'n sersant gewees, Rachel Kutamele, het op mense se lewens lewensversekering en begrafnispolisse uitgeneem, wat natuurlik dan nou vervals is, of wat fraud is, en dan is die mense dan nou vermoor. En so by so het sy dan nou die geld gekry. En dit is dan nou 10 mense, so sy het nou, dis basies dan omtrent R1 miljoen per persoon seker, in daai omgewing. Ja, dis alle klein geld, Matthys, vir iemand se lewe. Ja, I mean, ja, sy is amper 'n copycat van daai Rachel, ag nee, wat was haar naam? Rosemary. Rosemary. Jy vertel my toe nou van die Rosemary, ek het nie van dit geweet nie. Ja, ek het vergeet van dit. Ja, Rosemary en Glovo, dis amper asof sy al heeltemal gecopycat het. So Rosemary en Glovo was ook 'n sergeant in die SAPS gewees. Shock horror. Ja. En sy het in 2012 en 2018 6 mense laat vermoor op wie sy begrafnispolisse uitgeneem het. Lewensversekering of begrafnispolisse, dit was 'n mix van die twee. Ja. Alles familielede, Matthys, of close mense, onder andere haar suster, her cousin, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, 'n neefie, niggie, klein neefie, niggie, I don't know. Haar Carol, haar boyfriend, haar niece, en 2 van haar nephews, het sy laat vermoor. Vir polisse wat sy op hulle uitgeneem het, die polisse het sy nie eers, sy het R1 miljoen, estimated R1 miljoen, in totaal gekry. Sy het omtrent 10 mense vermoor vir R1 miljoen. 6 mense. Sy het 6 mense vermoor vir R1 miljoen. Okay, so Rachel was 'n klein bietjie slimmer. Sy het 'n klein bietjie meer gekry vir 10 mense. Nee, Rachel het clearly 'n lesie uit Rosemary se boek uitgaan vat. Storie uitgelees. Ja. Sy het die dokumentary gekyk op Netflix. Ja, jemmel, as julle into hierdie goeters is, gaan kyk hierdie dokkie, dit is 'n baie well-produced dokkie. Die dokkie se naam is Rosemary's Hit List op Showmax, terwyl Showmax nou daar is vir die Franse daai kop ook afkap. Ja, voordat ons hulle dit thank you. Showmax op sy plus skop. Op sy plus. En is stel besig om vir Supersport op sy plus te skop, so. Hulle is besig met Suid-Afrikaners verskriklik te ontstel, hierdie kanaal plus mense. Ja, dis anargie en chaos, is al wat ek hoor waaroor mense praat op die stadium. Is hoe durf jy aan ons DStv vat? Maar anyways, terug na die storie, ja. Ja, nee, ek meen dit is net 'n crazy storie. So sy is eventually in 2021 is sy nou skuldig bevind na 'n lang verhoor. Ja. En toe nou gevonnis vir 6 lewenslange tronkvonnisse. Maar ja, ek meen so toe Rachel toe nou gedink, maar sy kan dit beter doen. Ek wonder baie maal mense wat soos hierdie crime stories in gekyk, hierdie crime dockies. Ja. Ek wonder baie maal hoeveel mense sit en dink, ek kan daarmee wegkom. Ek moet net hierdie en hierdie anders doen. En dan kan ek actually hiermee wegkom. Ja. Ek dink ons moet 'n bietjie met Mickey op 'n stadium weer gesels. Weer met Mickey Pistorius, Dr. Mickey Pistorius, die sielkundige of die forensiese sielkundige, ons moet met haar weer 'n klets doen. Dan hoor ons 'n bietjie by haar oor hierdie, want dit is my interessant, hierdie patrone. En ek weet ook voorheen wat ons al met haar gepraat het, wat sy gesê het dat daar is moordenaars wat ander moordenaars se metodiek en patrone uitvoer, want hulle idolize daai spesifieke moordenaar, en dan begin hulle so ja, en mens sien dit al hoe meer in Suid-Afrika met die kind of klein crimes, but with groot gevolge, soos moord. Maar klein crimes, en is net oral. Vertel nou 'n bietjie, nee, want jy het nou gesê, gaan laasweek daaroor praat, nee. Want ons het nou eers gewag vir 'n paar dinge om nou net pleis te vind daar. Ja, net om 'n plek te val. So dis nou juist hoekom die storie nou vanoggend my oog gevang het, toe ek die nuus aan sit. Want, soos wat meeste mense wat nou van ons luister seker weet, my ma is die 23 Februarie oorlede,
En saam met dood kom daar 'n redelike pakkie vol administrasie. En Colleen, jy ken vir my baie goed, ek is eintlik angsbenemend kak met administrasie, maar wanneer ek dit moet doen, kan ek dit. Nee, jy's eintlik goed daarmee, Matthys, jy dink jy's kak daarmee, maar jy's eintlik goed daarmee. Ek is anders, ek goed daarmee, maar dit is my regtig, dit is soos, dit ek weet jy hou nie daarvan nie, but you are actually very good at it. Dit is soos masturbasie met 'n rasper, want dit is verstaan, dit vir my voel. Ek verstaan, ja. Maar gelukkig, my ma se goeders was pynlik in orde gewees, want sy was 'n Virgo en sy was nog altyd baie detail oriented. So thank goodness for that. So saam met dit kom daar toe nou natuurlik 'n begrafnispolis, want mense van 'n sekere ouderdom het altyd geglo mens moet 'n begrafnispolis hê. En ek kan jou waarborg, Colleen, hierdie begrafnispolis kom al van trustbank af. Ons was trustbank mense gewees. Ek weet nie wat se bank was julle, wat was julle? Ja, my ma was, ek onthou daai trustbank checks, wat my ma geskryf het, ek onthou nou gelyk hulle om my skoolfonds, dan moet ek met die check skool toe gaan, vir my skoolfonds, ja. Dit was so geel en grys en wit. Ja. So trustbank het saam met Volkskas, en nog 'n ander bank wat ek nou nie kan onthou nie, het hulle saamgesmelt, ek dink dit was Sambou het sy gat gesien, ek kan nie onthou nie, maar anyways, toe word hulle Absa. So ek meen, die polis kom uit van Maleese daar uit. En so by so moet ek dit nou aanmeld, nadat ek al die dokumentasie van home affairs en doodsertifikate en gekry het. En ek bel toe nou vir Absa, en ek sê vir hulle, okay, dit is nou die situasie, ek moet nou die dokumente vir julle deurstuur. Hulle sê vir my, dis reg, ek moet die dokumente deurstuur, dan kry ek 'n verwysingsnommer, dan kan ek hulle bel. So by so kry ek die verwysingsnommer toe nou, en ek bel hulle toe nou om die proses aan die gang te sit. En die begin die vroukie met my praat, en ek sê vir ek wil nou nie die finale goedjies vasmaak, wat het jy alles vir my af nodig, bankbesonderhede, bewys van adres, want dis maar gewone goeders wat hulle altyd vra, wat jy moet aanstuur as die geld moet uitbetaal word. Sy sê vir my, I just want to confirm your name and surname. So gee ek my naam, voorletters en surname. Sy sê vir my nou, you are not the nominated beneficiary. Ek sê van die, okay, dis fine, ek het 2 sissies ook. So, dit kan moontlik hulle wees. En ek gee toe nou my sissies se details, en dit is toe nou ook nie dit nie. Nou begin ek dink, o Here, wie kan hierdie nou wees? My kop gaan dadelik na iemand toe, wat ons nie nou oor gaan praat nie, want my geaardheid gaan dalk ingee. Nee, ons wil nie weer met geaardheid ingee nie. Ek het jou daar eendag gesien, die jou aardheid ingegee het met die einste oom Lover. Oom Koos Doos. Ja. Kan ek dit vir julle sê, is die eerste keer in my hele lewe, en ek vermoed dalk die laaste keer wat ek jou ooit so kwaad gesien het. En ja, ek weet, ek het jou nog nooit weer so kwaad gesien nie. Ja. Nee, ek dink nie, ek was al weer so kwaad gewees. Hold on your horses. Wait, there's more. Gee my jou bier, laat ek hom net vashou. Ja, hou vas hierdie dop, check hierdie move. Toe begin sy toe nou vir my sê, maar okay, dit is nie een van my of my sissies nie. Ek sê vir okay, nee, maar nou moet jy vir my sê wie dit is, want ons moet nou kontak maak met daai persoon, ons moet dit kind of nou probeer uitsorteer. Sy sê vir my, dit is C. Nkwabane. Ek sê van, maar hierdie is nou vir my baie vreemd, want ek ken nie 'n C. Nkwabane nie, en ek kan jou waarborg my ma ook nie, en so by so ook nie my sissies nie. So hierdie is 'n probleem. Dit is nie reg nie. Ek suspect fraud. Sy sê nou, okay, dan moet ek nou Absa fraud bel. En dit nou eers daar aanmeld, voordat hulle nou verder kan gaan met die proses. So by so bel ek vir Absa fraud. Maar voordat ek vir Absa fraud bel, ek lieg. So bel ek vir Absa fraud. En ek meld dit nou aan, en ek sê, dit is die polisnommer, dit is die situasie, dit en dat, ons suspect dat daar is fraud met die beneficiaries. Nadat ek klaar is nou met hulle sê nou vir my, hulle sal dit ondersoek. En as mense vir my sê, hulle ondersoek, dan dink mense in Suid-Afrika altyd 7, 14, 21, 3 maande, 6 jaar, want ek meen, hoe lang vat dit? Maar in daai moment onthou ek toe nou, dat ek het toegang tot my ma se bankrekening, want ek is 'n authorized person op haar bankrekening. Ons het dit so 'n paar maande terug, of meer as 'n jaar lang terug gedoen. En ek log dit nou in, en ek gaan
krap rond en daar sien ek toe nou die polis en ek kyk toe nou of daar nie dalk 'n begunstigde lys is nie. En toe nou vraggies. Toe is daar toe nou die C. Nkwabane met haar adres net hier af in die pad in Ferry Glen en dan nou ook 'n telefoonnommer. En in daai moment sien ek is ek bliksemd en hoogs ontsteld en ek channel daar iets tussen Davy Governor en Isabel Jones en ek besit fok dit. Hierdie teef gaan ek nou bel. Daar klim ek op 'n call en ek maak nou asof ek 'n call center is en ek sê vir haar nee, ek wil net aan haar hierdie wonderlike nuus deel. Sy kan staan vir, ek kan nie onthou wat se bullshit ek uitgedink het nie, maar ek het dit hierdie details om met haar ek moet vinnige paar goedjies met haar verifieer voordat ons kan aangaan. So ons begin dadelik. Seker te maak, sy is die wenner van hierdie prys. Jy is die dis net jy alleen, maar jy moet hierdie goeders vir my bevestig. Jy sien, dis daar waar 'n paar jaar se drama geld, maar seker werk, nee. En so bevestig ek wel nou haar telefoonnommer, wat eintlik soos die idioot is, wat ek al gebel op die telefoonnommer, maar ek meen, try to be official. Maar call centers doen dit. So, exactly. Yeah, you were very much in character. Exactly. Call centers doen You have to do that. So sy bevestig dit, en dit is nou heeltemal reg. Ek vra vir haar, is dit haar naam en van, sy confirm dit, ek sê, is dit waar jy woon? Sy sê, ja, dis presies waar sy woon. Ek sê vir haar, laaste vraag, wat ek net moet vra. Ek het hierso op my records dat jy werk vir Absa. Ek wil net 100% seker maak of dit nog wel waar is. Ja, nee, ek werk vir Absa. Ek sê, my soul, Matthijs. Maar dit is dan nou fantasties, want ek het jou nou so pas gevang dat jy is 'n fucking dief. Jy het jouself as 'n begunstigde op my ma se begrafnispolis gesit en sy is nou oorlede en jy wil nou die geld hê. En die vrou het nou die vermeeldheid om vir my te vra, but just tell me what is your mother's name? Toe sê ek vir haar, dit het absoluut niks met jou uitgewaai. What? Ek sal my shit in daai moment verloor ek my shit so. Ek dink die vrou, die see sal vir haar nooit weer afwas nie. Kyk, as ek nou sy is, dan ek het vir ook gesê dat ek weet nou presies waar jy bly, so ek vermoed die polisie gaan binnekort by jou huis opdaag om jou te arresteer. I went all out. Ek het al my shit op haar verloor van 'n paar maande. Mooi. En toe net daarna, toe bel ek toe nou vir Absa Fraud en sê vir hulle, okay, cool, I identified the person, this is the person's details, this is where they live, wara, they work for Absa. Hulle sê toe nou vir my, baie dankie. Die middag later skakel Absa Fraud my toe om vir my te sê, hulle die fraudsaak is klaar gesluit, hulle hanteer dit intern en die proses kan aangaan. En die volgende dag toe is die polis toe nou alles reg en uitbetaal. Oh, maar wow. ja, Okay, dit is kudos, Absa. I'll give kudos with kudos to you. Toe hulle toe nou begin het, toe hulle nou die ding aan die gang gesit, maar ek moet vir jou sê, dit was vir my 'n klein bietjie heerlik om 'n mens se shit so heeltemal onbeskaamlik te verloor. En iemand sy kan niks aan jou doen nie. Sy kan absoluut niks aan my doen nie. Al wat sy het is my selfoonnommer. En ek kan kan sy seker 'n hele paar goeders kan sy seker van my uitvind. Maar ja, ek sal 'n samboma kry. Hoor, ek sê vir jou, Matthijs, die banke is vrot, nee. Ek weet nie of jy die week ook dopgehou het op Twitter, die herrie wat losgebars het oor Standard Bank, oor soortgelyke dinge. Irregular payments wat uit mense se rekening uitgemaak het, soos in duisende kliënte. Dis belaglik. En wat hulle almal nou toe taas gegaan het teen Standard Bank. En Standard Bank wat net koes en karm. Ja, en as jy 'n FNB kliënt was, en jy het jou FNB virtual card dink ek gebruik, of van jou FNB kaarte, die afgelope paar dae, dan was daar dubbel transaksies op jou rekening gewees. Dit het een oggend, Saterdagoggend, toe ek kyk op my bankrekening, toe sê ek so van, what the fuck happened here? Wat het ek gedoen? En toe gaan sien ek dis dubbel transaksies en toe kort daarna te kry ek 'n SMS om te sê hulle is besig om dit reg te stel wat hulle daarom gedoen het. Maar jy sien, dit is daai groot ding wat mens sit jou geld in 'n bank, want jy vermoed jou geld jy vermoed nie, ons moet niks meer vermoed in Suid-Afrika nie. Maar ons is
gebrainwash om te sê dat jou geld moet in 'n bank wees want dit is waar dit veilig is. Okay? Dit is hoe dit werk. En so die bank en die polisie. Dis waar die grootste diewe op die stadium is. Exactly. Die plekke waar die veiligste moet wees. Exactly. Dit is waar die grootste wat ons gebrainwash het vir jare en jare of gesê is dat dis die mense wat jou gaan veilig hou en dis die mense wat jou geld gaan veilig hou. Ja, ek sê Matthys, ons moet alles gaan uittrek onder die bed maar weer bære. Almal van ons. Ja. Bietjie belasting ook. Maar ja, mense is nie deesdae vir my, ek weet nie, jy ken maar my motto van 2026. I've stopped making heroes out of people. I refuse to do that anymore. Ek vat almal op face value, maar op die taak wat jy nou doen. So my laaste judgment van jou is gegrond op die taak wat jy die laaste afgehandel het. And that's it. Ek het geen emosie oor jou persoonlikheid nie. Ek het geen emosie oor of ek jou like of nie. It's for me, are you doing the job? And are you doing it right? En hoop ek regtig dat ek het daarom nou vandag se taak daarom nou nie te kak afgehandel nie. Want anders ja, Matthys, dit was 'n fucking gesukkel. Ek het 'n paar keer getwyfel, maar gelukkig is ek lief vir jou. En gelukkig doen jy iets wat ek glad nie kon doen nie. Maar is dit ook toe vanoggend raak gelees het ek nou aan dink, nê. Kyk, daar het 'n groot herrie ook losgebars in die oorlog, om terug te kom nou in die oorlog in die Midde-Ooste toe oor influencers. Ja. En kyk, daar bly ons nou verskriklik baie influencers in Dubai. In Dubai, ja, veral. Ja, ons sien hulle elke dag. Jy weet, hulle het die fake lewens en maak asof hulle rich and famous is en meanwhile betaal mense hulle net om sodat hulle op hulle kan pee. That is the thing. But anyway, they pretend, ja, dis 'n ding, Matthys, maar nie so frons nie. Dis actually 'n ding. Ek weet hulle noem dit golden showers. Dit is disgusting. Yeah. Dit is disgusting. Ek weet daarvan. I mean, but anyway, that's a complete different case for a different day. And it's a thing, guys. It's a thing, guys. Rarig, ek shame nou nie hier mense nie. And girls, it's a thing. Ek sal vir jou so hard bliksem as jy fokke naby my kom op my wil kompie. Ek sal vir jou so fokke hard klap, nee. Jy sal nie weet wie is jou ma of jou pa. Ek weet nie of daar maar ek meen dit is so julle. Dis nie shit wat ek opmaak nie. Dit is so, daar's baie influencers in Dubai, baie Suid-Afrikaanse influencers wat hulle self uitmaak as they're living the lifestyle in Dubai and meanwhile they're nothing but glorified hookers. Maar anyway, so hierdie influencers is baie gekritiseer, nie net Suid-Afrikaners nie, influencers van reg oor die wêreld as gevolg van hulle video's, hulle lives wat hulle nou gemaak het van die oorlog begin het. Wat hulle nou daar in absolute wele leef en die kere gaan oor hoe bang hulle is en hoe terrible dit is en kry my jammer en simpatie en likes en hartjies en meanwhile sit hulle in een of ander luxurious hotel en daar's niks wat om hulle aangaan nie. Maar nou die saadste ding van my van alles is, Matthys, daar het 'n berig uitgekom gister oor hoeveel van hierdie influencers, want kyk, ander ding is ook, jy moet mos nou 'n pet hê. So, want die hondjie is mos nou saam die influencer. Hoeveel van hierdie influencers het vlugte uit Dubai uitgevat en hulle honde net daar gelos? What? Dat die rescue volunteers, wat ek aanneem is soos hulle SPCA, sê hulle is so oorweldig, hulle kry tot en met 27 calls 'n dag, 27 calls 'n dag, om uit te gaan, om honde te gaan red, wat alleen in 'n apartment sit, wat op die straat gelos is. I'm telling you, ek kan nie meer met dit nie. Ja, mense wat enige iets wat weerloos is, soos 'n hond, 'n kat, 'n dier, enige dier wat weerloos is, wat nie gemaak is wat nie gekweek word of groot gemaak word om geslag te word vir vleis nie, maar 'n kind, 'n ou mens, 'n dier, enige iemand wat weerloos is wat dit doen. Daai mense moet gehang word. Hulle moet regtig gestenig word in die plein. Ja, dit sê my so baie van jou. Jy weet dat jy kon nie eers die moeite doen om net voordat jy gevlug het 'n welsynsorganisasie, 'n SPCA te kontak om te sê, hoorie, ek het nie 'n ander keuse op die oomblik nie. I need to get the hell out of here. Sien maar die bomme het nou flippend oral geval. Maar dit het op plek geval. Laat ek nou my mond nie uitlaat nie want ek is nie daar nie. Om net te sê, hoorie, kan julle net my dier veilig hou? Hier is my details, ek kom terug vir my dier, of whatever. Ek dink byvoorbeeld aan daai ou, ek vergeet sy naam, en ek het die hele dag aan hom probeer dink. Hy het 'n boek ook geskryf, ek het die e-boek nog gekoop.
die ou wat die Ukraine gevlug het, toe die oorlog uitgebreek het met sy 2 honde. Ja. Dit is die mooiste ding. Ek dink al was 'n onderhoud, Gareth Cliff op Cliff Central het nog destyds Cliff Central onderhoud met hom gehad. Ek onthou dit van daar af. En ons 'n dokkie ook. Ek gaan die dokkie kry, dan sal ek dit met julle deel. Maar dit is die mees hartroerendste ding, dat hierdie ou net besluit het, ek gaan hierdie honde in my kar laai, en ek gaan saam met hulle vlug. En hoe hy dit al die pad tot in, ek wil vir jou sê, hy bly nou in Kroatië, het hy dit veilig daar gemaak saam met sy honde. En dit is net die mooiste storie. So, dit was net van, toe ek dit lees, soos ek het soos, mense is fucked up. Ek kan nie. Ons raak, ek meen, wat sal sê wat hulle altyd gesê, dat inligting, of die toegang tot inligting, is wat mense terughou. Maar kyk hoe lyk ons vandag. Ons het die meeste toegang tot inligting. Dis nie wat ons terughou. En ons is die domste ooit. Ons raak meer barbaars as wat ons was in jare. Okay, jy het my nou so ontstel. Ek is jammer. Ja, maar die honde is fine. Ek het gelees in dieselfde berig, daar's 'n klomp soos Canine Paws en klomp organisasies wat nou hierdie honde gaan red het, en die honde is fine. En ek dink die honde is actually beter af sonder daai kak-eienaars. Exactly. Want daai kak-eienaars was teen almal influencers, en dit teen almal het honde gehad because it was part of the influencer positioning. Sê ek dit nou terwyl Sofia hier langs my lê en so pas een van die mees afskuwelikste poepe gelos het. Enjoy. Sy kan doen, maar gelukkig jy het dit nou al ervaar ook. So ek dan op daai hoë noot, let's call daai vars noot. Dan is ons volgende weer terug met nog geklets. Dankie dat jy geluister het. Onthou om te deel, te share en te like. En kyk mooi na jouself. Cheers. Bye julle. Kyk, toe ek nog jong was, my ouma het altyd gesê, raai het vir my weer, ja, ek hoor ek dit mense. Soms hoor ek maar net, almal is goed.